En wat dink julle? Wel, die video is nou nie 'n final results video nie. Ons gaan actually vandag 'n bietjie vrag en julle gaan saam met my vrag. Dit gaan hopelik my laaste vragging wees en ek sien baie uit hierna. Die wie my crochet journal sal gekyk het, sal weet hierdie is my laaste probleempie. Ek is happy met die raglan. Ek love hoe hy lê. En ek het al genoeg tyd gehad om vir my 'n matching beanie te maak. Okay, so ek het genoem. En sien julle hier loop die truitjie met my ontsettende allergy probleme. Enigiets hier op die oomblik voel vir my no. En ek love hierdie jumper, ek love it absoluut. Dit sit soos 'n droom. Hierdie is nou my laaste obstacle. So ons gaan nou die 2 cm ribbing by die nek uitrafel. Dan ek het extra 2 short rows net hier agter. Is extra 2 short rows. Hulle gaan uit. Dan het ek ja, dit is die ribbing. Dan is daar 2 plain rounds, 2 short rows net hier by die rug en dan hierso nog 8 short rows hier voor wat gaan uitgaan. En dan gaan ons nog 2 rye, 2 rondes, nie rye nie, 2 rondes uitrafel. En dan van daar af gaan ek begin met die 8 short rows. So beteken hierdie gaan nou 'n bietjie laer wees. Dalk 'n bietjie breër ook nog, wat fyn is met my. Hy kan maar nog so 2 rye oper gaan hier, so dis nie einde van die wêreld nie. Ek dink nie dit gaan my pla nie. So ja, ons gaan nou 2 rondes uitrafel. Die short rows gaan ons nou laer begin. Ek gaan hulle 'n bietjie meer spys. Sien soos hier, soos hy net 1, 2, hy's op elke tweede rytjie is hy, of elke tweede steek het ek hom afgeëindig. So daar's ons hy het sulke trappietjies gemaak. Nou gaan ek laat hy soos ek gaan nou by elke derde of elke vierde steek gaan ek die trappietjie insit om te kyk of ek hom 'n bietjie meer ronder kan maak. En daar gaan spasie wees want ek gaan nou nog 2 rye laer gaan. Nou wanneer ek die 8 hierdie short rows gedoen het, dan gaan ek gaan nog steeds extra 2 of 3, ek dink ek gaan dalk 'n derde short row agter insit en dan 2 rondes om dit af te eindig en dan die ribbing. So kom ons begin met die frogging. Okay. Hier is nou extra scraps. Ek gaan die short rows, ons nog gepraat daaroor, gaan hom uitrafel en dan ja, hier's 'n klomp. Hier gaan 'n klomp toentjies en goed wees. Maar ek het extra wol ingeval van hierdie nie meer lank genoeg gaan wees as ek 2 rye gaan afbring nie. So, okay, hier kom die moeilikste part. Emosionele moeilike part. En dis nou om dit uit te rafel. As julle gaan kyk, as hy nou so lê, hierdie deel gaan ons dan met 2 rye afbring. En dan hier gaan ons hom 'n bietjie meer shape gee. So hy gaan nou openlik hier loop. En as ons alles weer aan mekaar werk, moet ek in gedagte hou, hier is nog steeds die raglan wat hier aangaan. Ek gaan nog steeds met elke een ry is
meer decreases aan die regterkant, dan is dit 'n gewone ry. Dan is dit 'n gewone raglan decrease van links en regs, dan is dit 'n gewone ry, dan is dit weer 'n regs decrease, 'n gewone ry, weer links en regs. Dit moet ook alles in gedagte gehou word. So ja, dit is my laaste hurdle en kom ons rafel uit. Okay, ek het 7 short rows voorgedoen. Ek gaan my 8ste short row hier agter sit, saam met daai ekstra 2 kort rye wat ek ook gaan doen. Ek het, kom ons kyk hier, ja, hierso is 7. En hier is ook 7. Ek gaan, hierdie ene maak nog steeds 'n skerp trappie, al vat ek hom nou elke tweede steekie af. Of nee, ja, dis 1, 2, elke derde ene. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So elke derde ene het ek hom afgevat. En ek het dieselfde gedoen aan hierdie kant, maar hy maak nog steeds skerp lyn agtertoe. Ek het hierdie laaste 2 op dieselfde plekke geëindig. So ek gaan hierdie nou gebruik, hierdie ene nou gebruik as mate. En ek gaan hierdie voorste enetjie gaan ek net so 2 stukkies vorentoe inbring. En dan gaan ek so elke tweede of derde stukkie enetjie aanskuif. Nou, julle sal sien ek het 'n klomp lang drade hier, so ek het hulle lank gelos, juist sodat ek kan aanpassings maak, soos nodig.
Ja. So hierdie kant is nou reg. Hy is fyn. Ek gaan nou net hierdie kant aanpas, want ek onthou die vorige keer wat ek die kortrye gedoen het, die vorige paar kere, dan het hy baie skerp afgegaan as met hierdie kant waar die steke bietjie meer daai kant na die linkerkant toe lê. So ja, hierdie ene gaan ek met 2 steke vorentoe bring en dan gaan ek hier, ja, ek dink hierdie tweeetjies sal ek dan ook net albei enetjie vorentoe aanskuif, maar dit natuurlik beteken dat ek dat ek die tussenin ook 'n steek vorentoe moet aanskuif. En dan gaan ek so my 3 kortrye hier agter doen. Ek dink my short rows lyk relatief suksesvol. Wat sê julle? Ek is vir hy 'n mooi ronde nek voorgee. En okay, voordat ek nou een ronde gaan doen en begin met die collar, kom strek man. Okay. Nou, hy lyk nou met die nuwe short rows. Ek is kind of, hy sit definitief laer. Hy sit definitief laer. En as ek nou die collar gaan insit, dan gaan hy net hier wees. Hy gaan nie hier mee druk nie. Hy is definitief laer. Maar, nou my rug is ook nou 'n bietjie laer. Nou wonder ek of ek nie nog so 4 rye moet inwerk. Nog so 4 rye inwerk en dan die collar begin doen. So dan vat ek hom van hier af, of ja, dat ek hom al hoe nader na die voorkant toe werk, en dan inwerk. Ja, is net garings. Okay. So dan gaan as ek hom nog, gaan hy hier wees, nee, dan is hy dalk te hoog. Kom ek doen die kraag, en dan check ons lyk hy. Nou, kom ons doen daai kraagie. Nou so. Ja, hy sit. Kom ons doen die kraag, kyk, ek moes nou ekstra rye uitgetrek, so die kraag gaan ook bietjie breër wees, en dis fyn. So hier wil hy weer, dis amper as hy wil op, maar tog, hy sit. Een manier om my te vind, kom ons doen die kraag. Wat dink julle? Beter? So hy sê daai 2 rytjies korter. Ek dink hy was soos hier laas en kleiner, en nou sê as ek hom nou reg dra, ek sit toch met die laaste wol in die hand.
Ja, julle. Ek dink is dit tyd om al die stertjies in te werk. Hier's hordes. Ek gaan die try omdop en dan gaan ek vir julle 'n foto neem. Maar ja, ek dink dis dit. Kom ek staan so 'n bietjie terug. Yes! Ek dink dit is belangrik om my laaste steek af te neem. Ek het nou hom reeds geknip. There it is. Hier gaan my laaste knop julle. Kan julle glo? Oh my goodness. Maar kyk, wys of julle kan sien daar, kyk al daai gemors van uitrafel en oordoen. Okay. So julle kan sien, ek het 'n lieflike hoeveelheid stertjies om in te werk. By die moue, by die kleurveranderings, waar my wolle, waar ek nuwe balle begin gebruik het, en natuurlik die ergste. Oh my goodness. Ja. So, ek kan nog nie sê fluit my storie is uit nie, want frak ek het nou baie naaldwerk wat wag. Oh. Maar ja, ek dink ons is nou verby al die hurdles. Dis nou net van stertjies wegwerk, hierdie trei in die was gooi en dan 'n final showing doen. Wow, ek is kind of relieved. Ek voel amper emotional. Hoeveel jaar is ons nou besig met die trei? Hoeveel keer het ons al uitgerafel en oorgedoen? So ja, laat ek nou nie op my wag nie. Kom ek werk hierdie stertjies almal weg. Wish me luck.